ook vir die werk wat hulle saam in die naam van die Here doen. Net 'n volgende dingetjie, ons gaan vir Cindy ook nou bid. Julle het gesien, buitekant staan 'n bussie en hy het die logo van die kerk op. Het julle hom gesien? Jy weet, die kerk is baie keer so blind, ons loop by goed verby en dan sien ons dit nie raak nie, want daar is baie siele verlore, elke dag langs jou, voor jou, agter jou, en ons loop by hulle verby en ons sien hulle nie. En hier staan 'n bussie, kon julle die bussie sien? OK, prys die Here, want julle daarom iets gesien in die lewe. Het julle al 'n ou langs jou gesien wat nie die Here ken nie? Nee, nee, hierdie langs jou nie, maar daar buite. So julle moet maar 'n bietjie met hulle ook deel, hoor. So as jy hierdie week getuig teen hulle, onthou die woord van die Here sê aan hulle, die duiwel oorwin deur die bloed van die lam. Sê dit hardop. Deur die woord van jou getuienis, en die derde een. Nou is almal stil. Daai gedeelte los hulle uit. Deur die bloed van die lam, deur die woord van die getuienis. Daar sê prys, daar's 'n pastoor daar agter. Kom ons gee vir hom 'n hande klap, julle. Prys die Here. En die feit dat hulle hulle eie lewe nie lief gehad het nie. So met ander woorde, jy moet bereid wees om 'n prys te betaal, saam met die bloed en saam met jou getuie. En ek dank die Here dat ons 'n impak kan maak in mense se lewens. In hierdie week bid ek saam met 'n man wat 'n paar maande, seker 'n jaar of wat, miskien dalk langer is dit terug in die gemeente ingekom het, en hy is verskriklike introvert en hy praat nie, mens kan hom nooit eintlik gepyl het nie. En in hierdie week bid ek saam met hom by een van die Pinksterdienste, en hy stap en hy sê, hoor hierso Henry, ek het nog nooit in 'n bid hier deelgeneem nie. Ek weet nie regtig hoe gaan dit loop en wat gaan gebeur nie. Nooit die voorreg gehad om groot te word in 'n kerk soos ek en jy nie. En ek sê vir hom, nee, wat my nie te veel worry nie, ons bid net soos die Here se Gees ons lei, en ek bid, en nou ken ek die ou, en ek dog hy is stil, hy gaan dalk nie praat, en die volgende oomblik begin hy bid. En die oomblik toe hy bid, is die salwing van die Here daar, en ek sit daar, en die trane loop net, en ek dink net, Here, hoe groot en goed is God nie, dat hy net in 'n man se lewe gewerk het, en amper 'n ou uit daai situasie uitgelig het, en net iets met hom doen. Prys die Here, man. So ek dank die Here vir sy werking van sy Heilige Gees. Ons gaan nou nie baie tyd opneem nie. Net, julle het gesien, pastoor William Chauki, 'n pastoor wat altyd daar gesit het, so aan my regterkant is oorlede in hierdie week. Sy begrafnis was gister gewees. Hy het skielik siek geword, en die familie sê hy het eintlik lankal al gesukkel met sy niere, hy het net nooit vir niemand gesê daarvan nie. En hy het 'n paar keer gepreek ook hier by ons. En hy skielik, ek dink dit was Woensdag of Dinsdagmiddag 12 uur is hy oorlede. Die hospitaal het rondgehardloop, hulle kon eintlik nie uitvind wat gaan aan nie. Om eerlike waarheid sê, die familie sê vir ons, hulle het nie eens geweet eintlik waarvoor sy opgeneem nie. So hy was hier in 'n staatshospitaal, en dit het nie goed gegaan daar nie. Maar hy is nie meer met ons nie, so ons gaan net dink aan daai familie ook. So ek gaan vra dat die bejaarde mense kan maar sit, maar dat die jonges gaan staan, terwyl ons net vir hom sy familie gaan opdra na die Here toe, en dan ook net so saam gaan bid vir Cindy. Vader, baie, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke kan bid, ook vir die familie, Here, van pastoor Chauki. En Here, ek wil bid dat U vir haar genade sal gee, Here. Ons was by Virginia in hierdie week gewees, wat ons daar aan huis gegaan het, Here, om ook met hulle te sympatiseer. Pastoor Dirkel het die begrafnis bygewoon Saterdag. En Here, dankie dat U ook dan so vrede gee in hierdie bewustheid, dat elkeen wat in Christus sterwe, sal die ewige lewe beerwe. Daarom ween ons nie soos hulle wat geen hoop het nie, want ons het 'n hoop in Christus, dat elkeen wat Jesus ken en lief het en hom dien, hulle hart vir hom gegee het, uit hom gebore is, sal uit die doodheid opstaan. En Here, ons eer U daarvoor, en ons loof en ons aanbid U, Here. Ons wil net bid dat U daardie familie heeltemal, of die hele familie sal vertroos, en dat U, Here, ook net so voor hulle sal uittrek, en net die koninkryk ook in daai huisgesin verder sal laat kom. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. En Here, terwyl ons ook op ons voete staan, wil ek ernstig bid vir Cindy, Here. Ek wil vra dat U elke mag van teenstrydigheid wat daai liggaam aanval in hierdie oomblik stop in Jesus se naam. Daarom spreek ek die naam van Jesus oor haar lewe uit, met die krag van God se Gees wat in ons is.
en ek roep genesing na vore in die naam van Jesus. Daar waar sy in die hospitaal lê, dat sy nou die teenwoordigheid van die Here sal ervaar, Here. En ek dank U, Jesus, dat U vir haar krag en sterkte en genade gaan gee. Dra pastoor Anton hulle deur, Here, en die hele groep vanmôre, Vader, die mediaspan daar agter, want sy is in beheer van die mediaspan, en dat alles ook dan so, Here, net sal verloop volgens alles wat U graag wil doen. Ons loof U en ons prys U en ons eer U in Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle kan die sitplek neem. Ek wil net voordat ons vir Regard gaan oorgee, ons het 'n klompie mense wat ons gaan voorstel vanmôre. Wil ek net vir julle 'n skrifgie lees hierso, in Romeine die 16de hoofstuk, terwyl ek dit gaan doen wat ons nou wil doen. Hy sê, ek beveel by julle aan ons suster Febe, wat 'n dienares is van die gemeente in Kenkre. So moenie bekommerd wees, ek gaan net vir jou lees, as dit nou nie op die bord is nie, Romeine 16 vanaf vers 1. Want ek gaan sommer net ek gaan net 'n paar goed hier uitlig. Ek beveel by julle aan ons suster Febe, wat 'n dienares is van die gemeente in Kenkre, dat julle haar ontvang in die Here, soos dit die heiliges betaam. Dat julle haar ontvang, dat julle hom ontvang, dat julle hulle ontvang in die Here, soos dit die heiliges betaam. En haar bystaan in elke saak waarin sy julle nog mag hê, waarin sy julle nog mag nodig hê. Want sy was vir baie 'n beskermster en ook vir my. Nou sê hy, groet Priscilla en Aquila, my medewerkers. Nou gaan hy aan, vers 5. Groet ook die gemeente by hulle aan huis. Groet vir Epenetus. Nou julle, hier's 'n klomp woeste name hier. Groet vir Maria, Maria is daarom okay. Groet vir Andronicus, Antonius is amper jy, né? Andronicus, okay. Julle kan, toe ek hierdie name lees, toe dink ek, yes, ek is bly ek hoef nie hierdie name uit te spreek nie, né? Okay. Groet vir Junias. Okay, dis nie junior nie, is Junias. Groet vir Amplias, Urbanus, Stachys, Apelles. Groet Aristobulus. Okay, groet Herodion. En dan noem hy 'n klomp name in hierdie hoofstuk, waar hy erkenning gee aan al hierdie mense binne die gemeente. En ons wil vanmôre ook 'n paar name roep, en erkenning gee wat besluit oor die afgelope tyd, hulle gaan 'n deel word van hierdie gemeente. En daar's nou van ons tweede dienste mense hier betrokke, ek gaan al die name lees, van hulle gaan nou nie hier opdaag, hulle gaan by die tweede diens wees, en dan by die tweede diens gaan ons weer al die name lees, en u wat daar is, kan maar weer vorentoe kom, laat hulle ook dan daar in die Engelse diens vir u kan sien. So, die eerste een is, Elise, sal jy vir ons na vorentoe kom, prys die Here. Nou, ek het 'n voorreg gehad om vir Elise nou die dag te doop, hier in die koue water. Sy het dit oorleef, hoor. Ons loof die Here. Dolores, ek te sien, jy kom ook voor. Gert en Rita, kom julle ook vorentoe. Dylan en Alicia, as julle hier volgend. Hospitaal, okay, kom staan sommer hierbo, kan julle opkom? Elise, het ek jou hand gee, want dit is nog 'n bietjie hoog hier op. Dolores is hier reg. Is dit Ria? O nee, is Rita, ek het verkeerd gelees. Is dit Ria? Nee, nou maak jy met mekaar. Ria, ook, dan sit hierdie, dan sit die verkeerd. Ekskuus Ria, ek ken jou as Ria, ek weet nie, hier staan Rita. Okay, en dan Dylan, Alicia is by die hospitaal. Zoandrie, is jy hierso? Kom vir ons asseblief vorentoe. Sy is al lank al hierso, maar hulle is eintlik almal, baie van hulle is al lank al hierso. En Jenalise, is jy hierso? Anton, jy kan ook kom. Gugu en Mahite glo ek nie is hier nie, hulle gaan by die tweede diens wees. En dan pastoor Anthony, hy gaan al twee dienste hier wees. Ja, dis jy hoor. Die vraag is dit ek. Hier staan nou Antoni, maar sy naam is, nee, hier staan Anthony. Sy naam is eintlik Antoni, want hy vat die Afrikaanse een. Okay, nie Afrikaanse diens, nie Engelse diens, is hy Anthony. Okay, so, prys die Here. Goed, julle, nee, van ons kant af baie hartlik welkom aan almal van julle. Van die pastore wil julle net vir my vorentoe kom en net saam met my kom bid nie asseblief voor. Waar is Lennard? Is hulle klaar weg? Suster Kinderkerk, jy moet ook sommer kom. Jy is 'n deel van hierdie span, jou pastoor seker daar agter. Waar is hy? Kom jy ook? Ja, prys die Here. Ons gaan vir hulle saam bid. En
vir die Here bid, laat sy salwing en sy gees net so op hulle rus. Nou dis lekker om julle hier te hê, hoor. Klomp van hulle het nou die dag deur die nuwe lidmaat seminar gekom en van hulle is al so grys soos ek. Hulle hoef dit nie meer te doen nie. Hulle ken al daai goed wat ek hierdie ander jonges daar geleer het so. Maar ek is so bly, Gert, julle is saam met ons, Ria. Is baie dankbaar vir julle dat die Here ook vir julle sal seën. So, maar kom ons gaan saam met hulle bid. Wil jy nie net opstaan op jou voete en dan steek jy net jou hande uit en dan verwelkom jy vanmôre al hierdie mense so saam. Vader, ons kom in Jesus se naam en ek dank U. Here, Paulus kom hier in die einde van die boek van Romeine en hy noem 'n klomp mense, Here, wat betrokke is in U liggaam. En dan noem hy hulle by hulle naam en hy gee aan al daardie mense eer, Here, omdat hulle Jesus aangeneem het en iewerster in hulle lewe vir God iets gedoen het. En Here, ek wil vanmôre my hande uitsteek oor hierdie groep mense wat 'n deel geword het van hierdie liggaam, hierdie deel van die liggaam, Here, van hierdie gemeente. En ek wil vra dat U, Here, met elkeen van hulle sal wees. En terwyl Alicia en Dylan nie hier kan wees nie, Here, wil ek vra dat U met hulle sal wees en ook hulle wat by die Engelse diens gaan inskakel, dat U met hulle sal wees. Here, baie dankie dat ons hulle kan verwelkom in die huis van die Here. En Here, al wat ek kan bid is laat die naam van die Here verheerlik word, laat die naam van die Here groot gemaak word, laat die naam van die Here in ons lewe, Here, so werk, dat ander mense Christus sal leer ken deur ons. Here, ek wil bid dat U salwing op elkeen sal rus in die dienswerk waarvoor U hulle gemaak het. Want U het hulle geskep, elkeen met 'n spesifieke doel, en ek wil bid dat hulle daardie doel sal vervul in Jesus se almagtige naam. Daarom bid ons oor hulle, Here, die seën van die Here, en verwelkom ons hulle, Here, en bid ons dat U hulle gelukkig sal maak, en dat U hulle sal behoed en bewaar, en dat U hulle sal deurdra elke dag van hulle lewe, Here, en dat U vir hulle sal voorsien in alle aspekte van hulle lewe, Here, van jonk tot oud, en ons eer en ons loof en ons aanbid U daarvoor, in Jesus se naam. Dankie, Vader. Amen. Pastore kan sommer saam met my net hier asseblief kom vir hulle verwelkom asseblief, terwyl ek sommer nou net hierdie ou goedjies wat Christa vir julle gegee het. Dis nou net dat die preke kan neerskryf, hoor. Asseblief loop julle verby. Geneem my eers. Vas. Asseblief, ja. Pastor Anthony, hoekom skryf jy Anthony? Is dit jou pa? Maar jy sê dan vir my dis Antoni. Maar ek is baie lief vir jou, hoor, baie welkom, ek is so bly jy saam met ons. Hierdie man, elke opleiding wat ek doen is hy daar. En hy het nie 'n voertuig nie, hy kom van 'n plek met die naam van Klipgat af. Julle, dis nie hy nie, dis die plek se naam. Maar dis baie ver van hier af. OK, dank die Here. Pastor Antoni, die Here seën vir jou, hoor. Anton, sterkte vir jou, die Here seën vir jou, hoor. Ja, as hy kan Afrikaans goed praat, hy is my ou liefie. Here, blessings vir jou, en ek is so bly saam met ons, hoor, en sterkte vir jou vorentoe, hoor. Hierdie kind is so opgewonde altyd, prys die Here, man. Seën vir jou in Jesus se naam. Dankie dat jy hier is, hoor. Dankie vir die werk ook wat jy in die jeug doen. Prys my ou boeta, jou wil ek sommer 'n druk gee, ek so lief geraak vir jou, man. Prys die Here, man. Maak maar 'n paar notas as ek preek. Ria, ek ken jou as Ria, maar nou ja, ek het nie kom dit daar verkeerd gelees nie. Blessings vir jou, hoor. Dan Elise. Ja. Kan julle glo ek doop haar op hierdie ouderdom? Sy kom deur die doopsertifikaat daai nuwe lidmaat waar ek die doop hanteer. Sy sê toe ek buite kon sê jy doop my Sondag. Hè? Ek sê tannie, die water is koud. Dis nie ek is reg. Ja, prys die Here. Dolores vir jou ook, hoor, baie welkom saam met ons. Die Here seën vir jou en so bly jy saam met ons. Jy's eintlik al 'n lang ruk hierso. Ja. Kom ons gee vir hulle 'n hartlike hande klap julle. Baie dankie, julle kan julle sitplekke neem, hoor. Ja, vandag is dit vir my 'n voorreg om vir Regard hier te verwelkom. Nou dis my seun as julle nou nie agtergekom het nie. Ek is net baie mooier as hy. Hy's definitief baie jonger as ek, maar ek is baie mooier as hy. So hy gaan julle bedien vanmôre met die woord. Kom Boeta. Hy's baie betrokke hier by Empower. So hulle is gewoond om 'n groot klomp mense te bedien. Stap sommer op hier na boontoe.
En hy gaan julle vandag bedien. Ek het gevoel dat ek hom 'n bietjie 'n geleentheid gee om vir julle te preek vanoggend. So ons bid dat die Here hom sal seën en ek is baie trots op hom. Ek is trots op al my kinders. My ander seun is 'n besigheidsman. As ek kyk wat die Here in sy lewe doen, dan sê ek net dankie Here vir my kinders wat nooit rebels was nie, wat die Here van die begin af gevrees het. Hy en my ander seun ook, hulle het baie jare in hierdie orkes gespeel. Ek het hulle vir maande lank Vrydag gevat vir musieklesse in Kempton Park by Pastoor Tini se gemeente. Daar was 'n ou daar wat 'n paar instrumente kon speel. Elke Vrydagmiddag het ons soontoe gegaan, dat ons in die aand teruggekom. So hulle het hulle groot gemaak in die kerk en ek dank die Here vandag dat hy in die bediening is en dat hy ook dan so vandag vir julle gaan bedien. Die Here seën vir jou my boetie, hoor. One, two. Goeiemôre almal. As hy dit klink bietjie beter. Ekskuus, ek wou net gou die keel bietjie olie. Laat ons kan praat. Is lekker om 'n paar bekende gesigte te sien. Is lekker om 'n paar nuwe gesigte te sien. Van julle het oud geword, jong. Ek sal nou nie spesifiek na iemand kyk nie, maar is goed om julle almal te sien. Is julle opgewonde vanoggend? Is julle reg vir wat die Here wil doen? Ek wil vir julle vra om vanoggend, miskien moet ek net eers 'n disclaimer sê voordat ek begin preek. Die afgelope 10 jaar lees ek die Bybel in Engels en ek preek redelik gereeld in Engels, so asseblief verskoon my as ek so tussen Engels en Afrikaans gaan. My brein, wanneer ek aan skrif dink my brein in Engels, so dan dis my partykeer 'n bietjie moeilik om die Afrikaanse woord dan te kry op die oomblik. So as julle nie omgee nie, gaan ek hom sommer net so sê, soos wat hy kom. Maar is groot voorreg vir my om hier te wees vanoggend. Net sê dankie vir my pa en vir julle herder, julle pastoor. Ek het te doen met baie kerke in ons land en ons travel redelik rond en ek het baie exposure aan verskillende bedieninge, maar ek wil vir julle vandag sê, en ek sê dit nie omdat dit my pa is nie, ek sê dit want ek weet dit uit ondervinding uit, is dat die herder, die gawe wat julle gekry het van die Here af by die kerk is baie skaars. En ek wil julle vra, respekteer hom, eer hom vir wie hy is en vir hy wat die Here aan julle gegee het. Efesiërs 4 vers 11 praat hy van God het aan die kerk gegee gawes. Dis nie die Heilige Gees het aan ons as Christene gawes gegee, aan almal wat hier so sit. Maar die Efesiërs 4 vers 11 praat van dat God het aan die kerk 'n gawe gegee in die vorm van apostels, profete, pastore, herders, leraars. So hy is van die Here aan julle gegee as 'n gawe. So respekteer hom, wees lief vir hom. Groot voorreg vir my om te wees. Dankie vir al die pastore en leiers van die kerk dat ek hier kan wees vandag. Kan ons saam bid gou voordat ons in die woord inspring? Here, ons eer U vir vandag. Heilige Gees, maak ons bewus van U teenwoordigheid. Beweeg in ons midde vanoggend, Here. Help ons nie om godsdienstig te wees, Here, net te weet hoe dinge gaan nie, maar Here, help ons om oop harte te hê vanoggend om van U af te ontvang. Here, is 'n geleentheid, Here, wat ons het om met U te ontmoet, en U woord sê, Here, daar waar 2 of 3 in die naam vergader, daar is U in hulle midde, Here, en as U in ons midde is vanoggend, beteken dit dat alles moontlik word op hierdie oomblikke. Enigiets kan verander. Enige siekte kan genees word. Enige probleem kan opgelos word. Want U is in ons midde. Gebruik my in krag volgend, Here. Ons eer U naam, ons loof U, Jesus. Dankie dat ons
lief kan wees vir U, Here. In Jesus naam. Amen. Amen. As ons in die woord kan spring, vanoggend is Pinkster, is 'n Pinksterdiens, is Pinksterfees. As julle in die boek van Handelinge lees en julle sien, dit was die uitstorting van die Heilige Gees. En ek wil vanoggend vir die Here vertrou dat ons nie net in die banke sal sit. Die probleem van kerk is, as jy lank in kerk is, raak jy gewoond aan kerk. So jy weet, okay, ek kom in, ek groet hierdie man by die deur, ek loop, ek gaan sit op my sitplek wat ek elke week op sit, dan weet ek, ons gaan 2 vinnige liedjies sing, en dan gaan ons 3 stadige liedjies sing, dan gaan die pastoor vorentoe kom, en hy gaan 1 of 2 skriffies lees, en as jy al baie lang in die kerk is, dan weet jy presies hoe die pastoor bid, en dan luister ons nou maar die woord, en dan as ons nou klaar is, dan weet ek, ek kan na huis toe gaan, ek kan nou 'n bietjie 'n middagslaapie gaan vang. En soos wat ons hier uitloop, dan, jy weet, in my kop tik ek die boksie om te sê, okay, die Here is nou tevrede met my, ek was by die kerk. Die gevaar van dit is dat baie keer mis ons die Here. Want ons is in godsdiens. En ek sê nou nie een van julle is in godsdiens nie, ek gebruik dit net as 'n voorbeeld. Die skrifgeleerdes in die Bybel, jy weet, hulle het die hele Ou Testament geken. Ou Testament is vol van Jesus wat gaan kom. Maar toe Jesus kom, toe is hy heeltemal buite wat hulle raamwerk is van hoe hulle dink Jesus moet lyk. En toe mis hulle die Messias. So mag ons vanoggend in hierdie diens sit en 'n honger en 'n dors in ons harte om te sê, Here, ek wil met U ontmoet vandag. Ek wil U ken, ek wil U ervaar vandag. Anders so stap ons hier uit en ons is onveranderd. Maar hier is geleentheid dat ons saam kan wees om te sê, Here, ons is hier in U teenwoordigheid en iets gaan in ons lewens gebeur vanoggend. Amen. Is dit 'n deal? Okay. Kom ons spring in die woord aan. Ons gaan eers lees Handelinge 10 vers 38. Ek gaan ons sommer daar op die bord lees. Met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die en met okay. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was. En almal genees wat onder die mag van die duiwel was. Die engel sê, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, who healed all who were oppressed by the devil. Die woord oppressed daar in die Grieks praat van dat iemand hulle hand op jou nek sit en jou afdruk. Ons baie omstandighede in ons lewens wat ons baie keer probeer afdruk. Siekte, depressie, finansiële probleme, wat ook al dit mag wees in jou lewe. En wat die duiwel probeer doen is, hy probeer mense oppress. Genees onder die mag van die duiwel was. Hy probeer jou afdruk, hy probeer, sodra jy probeer opstaan, dan druk jy jou weer af op die nek. Maar die Bybel sê, Jesus van Nasaret, God het hom gesalf met die Heilige Gees en met krag, sodat hy mense kan vrymaak van die oppression van die duiwel. Enige oppression in jou lewe, enige onderdrukking deur die duiwel vanoggend sal afbreek in die naam van Jesus. Ons weet dat God se plan was en nog steeds is om die koninkryk van die hemel op aarde te vestig. Jesus het een boodskap verkondig en dit was die boodskap van die koninkryk. Hy het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby aan julle gekom. Dit was die enigste boodskap wat hy gepreek het. Toe hy sy disippels uitgestuur het, het hy vir hulle gesê, gaan en sê vir die mense, bekeer julle. Bekeer julle beteken, ek het hierdie kant geloop, nou moet ek 'n keuse maak om omdraai en ek gaan aan hierdie kant toe loop. Dis 'n keerpunt in my lewe. Hy sê, bekeer julle, sodat, want die koninkryk van God het naby aan julle gekom. So God se plan is nog altyd om sy koninkryk, wat in die hemel is, op aarde te vestig. Jesus is gesalf met die Heilige Gees en met krag, vir die doel, en ek wil hê julle moet hierdie hoor, vir die doel om te demonstreer, dat die koninkryk van die hemel sterker en meer kragtig is van die koninkryk van Satan, wat op die aarde regeer het in daai tyd. Jesus kom en hy staan in die sinagoge en hy preek in 'n boodskap. En die Bybel sê, in die kerk, sit daar 'n ou en hy manifesteer 'n demoon. Nie buite op die straat of in die klub nie,
In die kerk. Wat gebeur in daai oomblik? Dis een koninkryk wat teen 'n ander koninkryk kom opstaan. Maar wat 'n koninkryk is sterker? Jesus met 'n woord sê, gaan uit hom uit. En hy gaan. Want hy kon demonstreer, die koninkryk wat in my is, die krag wat in my is, die salwing wat op my is sterker as wat die duiwel in hierdie wêreld het. Dit was die plan van God. Hy het vir ons die oorwinning oor die duiwel aan die kruis gegee. En nou is dit ons verantwoordelikheid, kan julle sê my verantwoordelikheid, om die oorwinning wat Jesus vir ons gegee het, toe te pas. Kyk wat Jesus vir sy disippels sê. Handelinge 1 vers 5, van vers 4 tot 5 en dan gaan ons vers 8 ook lees. En toe hy met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy vir my gesê, van my gehoor het, vers 5. Want Johannes het wel met die water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Kan ons vers 8 toe gaan. Maar julle sal wat ontvang? Julle sal krag ontvang. Kan julle sê, ek het krag ontvang? Okay, dankie, ek like dit as mense saam met my praat. Ek het krag ontvang, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Wanneer jy die krag ontvang van die Heilige Gees, wat is die volgende stap wat gaan gebeur? Julle sal getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria en tot die uiterste van die aarde. Vandag vier ons Pinkster. 2000 jaar terug het daar 120 mense in 'n kamer in 'n boefretrek bymekaar gekom. En hulle het uitgeroep na die Here. Jesus het vir hulle gesê, gaan wag tot julle aangedoen word met krag uit die hoogte. Jesus kom en hy demonstreer hierdie koninkryk, hy demonstreer, hy loop op die water, hy dryf demone uit, siekes word genees, dooies word opgewek. Ons sien die manifestasie van die koninkryk op die aarde. En hy gaan dood, hy verslaan die duiwel aan die kruis, hy betaal vir almal se sondes op die aarde, past, present, future, hy betaal vir almal. En die wat hom aanneem, gee hy sy gees. Ons neem die prys aan wat Jesus betaal het aan die kruis. Hy verslaan die duiwel. Die duiwel het geen houvas aan hom gehad nie, want Jesus het geen sonde gehad nie. Maar hy verslaan die duiwel aan die kruis. Hy staan op uit die dood uit, hy oorwin dood. Maar nou sê hy nie vir sy disippels, hoor, hy sal gaan nou en doen dieselfde nie. Want dan julle sal onthou dat wanneer, toe hy in daai tyd was, toe hy nog gelewe het, voor die kruis, het hy die 72 uitgestuur, en hulle het teruggekom en gesê, Jesus, die duiwels luister na ons dryf hulle uit, siekes word genees, dooies word opgewek, hulle het al hierdie testimonie vir hom kom gee, van wat hulle gedoen het. Maar nou na die kruis, sê Jesus nie vir hulle, hoor, soos wat julle gedoen het, gaan weer uit en doen het nie. Hy sê, wag. Hoekom sê hy wag? Want hulle kan nie doen wat hulle moet doen. Hulle kan nie die koninkryk demonstreer soos wat hulle moet, as hulle nie eers die krag van die Heilige Gees ontvang het nie. Ek wil vir julle vandag sê wat jy sit, jy sal nooit 'n effektiewe Christen wees as jy nie loop in die krag van die Heilige Gees nie. Jy sal nooit die koninkryk van God kan uitleef en herbou as jy nie loop in die krag van die Heilige Gees nie. Jesus sê vir hulle, gaan wag. Ons sien nog so 'n voorbeeld in Handelinge 8. Julle hoef nie so te gaan nie, ek gaan sommer net vir julle lees. In Handelinge 8 toe die mense van Samaria in Jesus geglo het en gedoop is, het hulle nog nie die Heilige Gees ontvang nie. Daarom het die apostels Petrus en Johannes na hulle gekom, sodra hulle gehoor het van hierdie nuwe bekeerlinge. Nuus kom by Johannes en Petrus uit en hulle sê, hoor, in Samaria is al mense, hulle het tot bekering gekom, hulle is gedoop. En sodra hulle dit gehoor het, toe besluit hulle, weet jy wat, ons kan nie nou verder wag nie, ons gaan nou ons goed pak en ons gaan na Samaria toe gaan. En toe hulle daar aankom, toe sê hulle vir hulle, het julle al die Heilige Gees ontvang?
En die Bybel sê, en hulle het hande op hulle gelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Kom ek lees vir julle. Petrus en Johannes het na hulle gekom sodra hulle van hierdie nuwe gelowiges gehoor het. Hulle het hande op hulle gelê en vir hulle gebid. En toe het die Heilige Gees op hulle gekom. Net soos in Handelinge 2, toe die 120 in die bokamer gewag het. So dit was vir hierdie mense so belangrik, vir Petrus en Johannes, wat die apostels van die kerk was, hulle was die leiers van die kerk, toe hulle hoor van die nuwe bekeerlinge, toe sê hulle, hoor hierso, laat hulle net daar staan en wag, ons is op pad. Hulle kan nie verder gaan as hulle nie eers gevul is en gedoop is in die Heilige Gees nie. Hoekom? Want ons het die krag nodig van God. Ons kan nie hierdie lewe deurgaan sonder die krag van God nie. Wat is die krag van God? Krag van God produseer vreugde in ons. Krag van God produseer hoop in ons. Krag van God produseer lewe in ons. Ek het heeldag met Christene te doen elke dag en baie keer kyk ek na mense en ek kyk na hulle en dan sê ek soos, jy lyk nie eers soos 'n Christen nie, want ons geen vreugde in jou nie. Ons geen lewe in jou nie. Ons geen hoop in jou nie. Hoekom? Dat hulle loop nie in krag nie. Hulle loop nie in die salwing van die Heilige Gees nie. Kerk, ons moet 'n honger en 'n dors kry in ons hart om te sê, Here, ek wil met U ontmoet. Kerk alleen is nie genoeg nie. Ek wat my Bybel so nou en dan in die aand oopmaak en net so met my oë so deur 'n vers lees, is nie genoeg nie. Ons moet op 'n plek kom waar ons sê, Here, ek honger en ek dors na U teenwoordigheid. Ek wil met U ontmoet. Daar's 'n skrif, ek kan nou nie onthou waar dit staan nie, dit sal het in die einde van een van die Matteus, Markus, Lukas, Johannes, ek dink amper is nie Johannes. In die Engels praat hy van die Emmaus Travelers. En hy praat van hierdie 2 mans nadat Jesus gesterf het en hy het opgestaan. Nou praat die Bybel van hierdie 2 mans wat loop na 'n dorp toe. En terwyl hulle loop, verskyn Jesus langs hulle na sy opstanding. En hulle loop en praat oor Jesus en Jesus vra vir hom, hoor hierso, maar oor wie praat julle? Wat het gebeur? Jesus is snaaks, ek weet nie, hy sê, hoor jy wat het gebeur? Hy hou homself dom in daai oomblik. En hulle sê, het jy niks gehoor nie? Waar bly hy? Bly hy onder 'n klip? Jy nie gehoor van Jesus wat gesterf het aan die kruis nie? Hy sê, nee, rarig. Wat het gebeur? Hulle vertel hom toe die hele storie en die Bybel sê, soos wat hulle loop, begin Jesus deur die skrif aan hulle openbaar wie hy is. En die Bybel sê, hulle kom tot op 'n punt waar Jesus wil afdraai, maar die Bybel sê, Jesus wil eintlik saam met hulle bly, maar hy maak asof hy wegloop. Hoekom doen hy dit? Want hy wil sien, het hierdie mense honger en 'n dors in hulle harte vir hom. En hulle sê, nee, Jesus, wag, bly by ons, ons wil hoor wat jy sê. En eventually toe hy weg is, toe sê hulle vir mekaar, that not our hearts burn within us when you open the word. Kan ons mense wees, kan ons Christene wees wat sê, my hart brand nog vir die Here. Ek dien nie die Here uit tradisie uit nie, ek dien nie die Here uit gewoonte uit nie, maar my hart brand om met die Jesus te ontmoet. My hart brand om sy stem te hoor, my hart brand om saam met hom te wees. Ons is so, as mense, en ek is skuldig aan hierdie, as mense val ons so vinnig terug in daai ding in van, dis 'n gewoonte om die Here te dien, jy weet, ek het net my hart vir die Here gegee, en nou moet ek net Bybel lees en bid, jy weet, net om my gewete te sus. Maar wanneer ek die woord oopmaak, wanneer ek bid, doen ek dit met 'n honger en 'n dors om met hom te ontmoet. Wanneer ek kerk toe kom op 'n Sondagoggend, is ek excited, is ek opgewonde in my hart om te weet, ek gaan vandag met Jesus ontmoet. Ek gaan vandag sy teenwoordigheid ervaar. Dis 'n vraag wat jy vir jouself kan antwoord. Dis 'n vraag, dis iets wat ek in myself moet besluit elke dag. Is ek gewoond aan God? Of jaag ek hom nog met 'n hart wat aan die brand is?
weet nie van julle nie, maar die dag wat jy tot bekering kom, daai eerste jaar of so, na jy tot bekering kom, is jy dan maar aan die brand hoor. Jy wil almal vertel van Jesus. Alles wat jy doen, draai om die Here. Jy bid, jy lees Bybel, jy soek God, want jy is honger. Maar soos wat die jare aangaan, jy weet, en mens deur moeilike situasies in jou lewe gaan, dan raak mense hart al hoe harder teenoor God. Ons 'n skrif wat sê, do not lose the joy of your salvation. Moenie die vreugde verloor van die dag wat jy gered geword het nie. En ons kan weer terugkom daar as jy dit verloor het. Dis hoekom ons die Heilige Gees het. So ons sien in Handelinge hoe die disippels gaan, of die apostels gaan, hulle lê hande op hierdie mense en hulle word gevul met die Heilige Gees. Die invulling van die Heilige Gees is noodsaaklik vir elke Nuwe Testamentiese gelowige. Is jy 'n gelowige? Die invulling van die Heilige Gees is noodsaaklik vir jou. Die dag van Pinkster is noodsaaklik vir jou. Ons kan nie hierdie Christelike lewe effektief en suksesvol leef as ons nie eerstens gevul is met die Heilige Gees nie, en dan tweedens gelei word deur die Heilige Gees nie. Romeine 8 vers 14. Hy sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, is die kinders van God. So wie is die kinders van God? As jy wil weet of jy 'n kind van God is, vra jouself die vraag, word ek daagliks deur die Gees van God gelei? En dis 'n vraag wat ek myself moet vra. God het ons nie alleen gelaat om onsself te red nie. Net soos Jesus vol was van die Gees, so is ons ook nou. Jy weet, die meesterplan van God was, is voor die kruis het die duiwel een Jesus gehad om teen te staan. Na die kruis is daar miljoene wat vol is van die krag van die Heilige Gees. So sy werk het nie makliker geword nie. Inteendeel, sy werk het baie moeiliker geword. Want ek en jy is vol van die krag van die Heilige Gees. Miskien vra jy dalk die vraag volgende, as Satan oorwin is, hoekom het hy steeds 'n invloed in die lewens van mense? Nou, daar's 'n verskil tussen krag en autoriteit. 'n krimineel of 'n misdadiger met 'n wapen het krag. Hy kan jou intimideer, hy kan jou probeer seermaak. Maar 'n misdadiger met 'n wapen kan jou nie arresteer nie. Hoekom? Want hy geen autoriteit om dit te doen nie. Daar's wetlik het hy nie die reg om dit te doen nie. 'n Polisiebeampte aan die ander kant het dieselfde krag as 'n misdadiger met 'n wapen. Maar wat het hy? Hy het autoriteit. Hy het gesag. So hy kan jou arresteer. As hy sê nee, dan is dit nee. As 'n krimineel vir jou sê nee, dan is dit nie nee nie. Maar 'n polisiebeampte, as hy vir jou sê nee, dan is dit nee. Hoekom? Want daar is iets agter hom. Daar's gesag, daar's autoriteit. Dink aan, kom ek skep vir julle 'n ander scenario. 'n Bus wat op die snelweg op jou afgery kom. As 'n gewone mens voor daai bus gaan staan en hy sê stop, wat gaan gebeur? Hy gaan 'n pannekoek wees. Okay. 'n Polisiebeampte aan die ander kant, as hy gaan staan daar en hy gaan sê stop, wat gebeur? Het hy dieselfde krag as die gewone mens? Ja, maar hy het autoriteit en gesag. Hoekom? Want die hele Suid-Afrikaanse polisiediens en die hele regering back die polisieman. Al die resources, al die krag van die regering is agter die polisieman. So is ons as Christene. Die duiwel het dalk nog krag, maar het geen autoriteit nie. Jy aan die ander kant het alle autoriteit en krag ontvang van Jesus af. So wanneer ek sê in autoriteit, duiwel gaan uit in Jesus naam, moet hy luister, want ek het die wettiese krag wat agter my staan. Die hele hemel staan agter my. Dink aan, wie van julle was al by 'n ambassade, of julle weet van 'n ambassade? Okay, ek sien, niemand het nog nooit 'n ambassade gesien in hulle lewe. Okay, daar staan so 2 mense. As jy daar na Hatfield toe gaan, dan sien jy die Amerikaanse ambassade. Daai ouens wat in die ambassade werk, hulle is in Suid-Afrika. Hulle is op Suid-Afrikaanse grondgebied.
maar die hele Amerikaanse stelsel, hulle bates, hulle krag, staan agter daai ambassade, daai mense wat by daai ambassade werk, die ambassadeur. So as ek 'n Amerikaanse ambassadeur skiet, of iets aandoen, wat gebeur? Dis nie Suid-Afrika wat my moeilikheid gaan gee nie. Al Amerika se krag staan agter daai ou. Hoekom? Want hy verteenwoordig 'n ander koninkryk hier in Suid-Afrika. Ek en jy mag dalk hier in Suid-Afrika in Pretoria wees. Ons voete is dalk hier, maar ons mag en gesag is nie van hier af nie. Die hele koninkryk van die hemel, God se krag, die engele, almal staan agter ons om te back wat ons sê en doen. Is julle met my? Ons het mag en gesag ontvang. Kan julle dit saam met my sê? Ek het mag en gesag ontvang. Lukas 10 vers 19. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor sommige van die krag van die vyand. Glo jy dit? Kyk, ek gee aan julle mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Yes, ek verwag dat iemand amen gaan sê daarso. Dis goeie nuus. Jy is beskermd. Die krag van die Here is met jou. Amen. Satan het nog krag, maar het nie autoriteit nie. En daar's sekere deure wat hy gebruik, sekere wapens wat hy gebruik tot ons as mense, en ek gaan nie lank stil staan op hierdie nie, maar ek wil dit vir julle uitwys, sodat julle kan weet hoe om teen hom te staan. Omdat hy nie meer autoriteit het nie, kan hy niks doen, sonder dat hy die reg kry van iemand anders nie. Eerste wapen wat hy gebruik is bedrieging. Hy is die vader van leuns. Hy kan niemand dwing om iets te doen nie, maar hy kan jou bedrieg sodat jy dit doen. Jy sit ook in die kerk en jy, ek weet is nou nie een van julle nie, maar jy sit ook in die kerk, Satan kan jy nie maak die kerk los nie. Hy kan jy nie forceer nie. Maar wat kan hy doen? Hy kan maak dat iemand al buite weet, jy hoor hulle is kinder van jou. En nou kom maar iets in jou hart in. Of die pastoor groet jou nie, hy skud nie jou hand nie, of jy weet, wat ook al mag gebeur as jy voel, jy is te nagekom. Wat gebeur? Iets groei in jou hart. Satan, die vader van leuns, kom en hy bedrieg jou. Die Engelse woord, ek hou van die Engelse woord, hy praat van deceive. Die probleem van wanneer jy deceived is dat jy nie weet jy is deceived nie. Jy glo, jy dink aan die waarheid. En hy kom, en hy bedrieg jou, en naderhand sê, weet jy wat, almal in hierdie kerk, hulle is net klomp kinderbekke. Almal in hierdie kerk, nie, die pastoor gee nie om vir my nie. En dan loop jy, reguit in Satan se planne. Wat het gebeur? Hy het jou bedrieg. En dit gaan nie net oor kerk nie, dit gaan oor alles, jou huwelik, hoe jy jou kinders groot maak, wat jy van jouself dink. Kyk na die gedagtes wat in jou kop inkom. Dis hoekom die Bybel sê, take captive the thoughts, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Elke gedagte wat homself ophef teenoor die woord van die Here, daai gedagte moet jy gevangenis neem. Want Satan lieg vir ons, hy probeer ons bedrieg. Ja, pastoor, jy weet, ek voel nie, ek is goed genoeg nie. 'n Leuen van die duiwel. Ja, pastoor, jy weet, daar is niks, my lewe gaan nêrens heen nie, 'n leuen van die duiwel. Daar is nie meer hoop nie, 'n leuen van die duiwel. Al hierdie gedagtes wat ons dink, is bedrieging van die duiwel af.
Maar ons het die krag en gesag van die Heilige Gees ontvang om teen daai goed te staan. Tweede wapen wat hy gebruik is aanklag. Hy kla gelowiges aan in hulle eie gewetes en probeer skuld en skaamte in hulle lewens produseer. Wie van julle het al vir die Here, wie van julle wou al vir die Here iets vra om vir jou iets te doen? So kom ons sê, ons vat dit sommer baie vleeslik. Vra vir die Here om vir jou te bless met iets, soos 'n nuwe kar of 'n nuwe TV of wat ook al. Maar sodra jy daai gebed wil bid, dan kom haar stem op en sê, weet jy wat, jy het nie hierdie week Bybel gelees nie. So God gaan jou nie hoor nie. Wat is dit? Die aanklaer. Hy wil jou aankla sodat jy minderwaardig kan voel. Nou kom maar iemand, nou Sondag na jou toe, hoor jy, so skies man, ek het skouerpyn, kan jy nie gaan vir my skouer bid nie? Vries jy sommer dadelik, want jy voel, o, Jessie, ek het nou die taxi gevloek op pad hiernatoe. Wat gebeur? Die aanklaer kom teen jou. Bybel sê, Jesus se bloed het ons skoon gewas. Hy hou nie ons sondes teen ons nie. Ons staan voor God as geregverdig deur die prys van Jesus op die kruis. Maar die aanklaer kom altyd om jou aan te kla, jou skuldig te laat voel. Volgende wapen wat hy gebruik is versoeking. Hy by die vlees uit en ons gevalle wêreldstelsel waar ons in lewe om ons as gelowiges in sonde in te lok. Volgende wapen wat hy gebruik is ongeloof en onkunde, en ek dink hierdie is die grootste een. Sy mees effektiefste wapen is eenvoudig dat mense nie weet nie. Of nie toepas wat die woord van God sê nie. My volk gaan teen gronde weens 'n gebrek aan kennis. Nou loop ek met 'n siekte rond in my liggaam vir my hele lewe lank. En jy dink dis maar net hoe dit moet wees. Ek wil vir jou sê, dis nie hoe dit moet wees nie. Die skrif sê, deur sy wonder daar genesing vir my gekom. Nou loop ek rond met depressie en dis maar net hoe dit is. Nee, dis onkunde, want die skrif sê, the joy of the Lord is my strength. So sy wapens is teen ons, maar ons het die autoriteit om teen daai te staan. Die enigste mag wat die duiwel het, is die mag wat ons vir hom gee. Jakobus 4:7 sê die volgende, hy sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Efesiërs 6:11 sê, ons moet standhou teen die listige aanvalle van die duiwel. Kan julle daai Efesiërs 11 dalk vir my 'n bietjie groter maak daar op die skerm? Net op hierdie kant. Okay. In elk geval, hy sê, ja, ons moet staande bly teen die listige aanvalle van die duiwel. Ek wil vir julle sê, ons veg nie vir oorwinning nie, ons veg van oorwinning af. Ons het oorwinning in Jesus gekry, so as ons aan daai plek kan staan om te sê, Jesus het die duiwel oorwin, Jesus het hierdie wêreld oorwin, kan ek van daai plek af begin veg deur die woord van God te gebruik. Maar as ek konstant in 'n plek is waar ek sê, ek moet vir oorwinning probeer veg, dan gaan ek altyd verloor. Maar as ek verstaan dat oorwinning is myne, as gevolg van Jesus, dan kan ek staande bly. Kerk, ons kan nie meer Christene wees wat voortdurend deur die duiwel en deur hierdie wêreld oorheers en geboelie word nie. Ons moet opstaan. Ons het krag en gesag ontvang. Dieselfde Gees wat die aarde geskaap het. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Dieselfde Gees wat se krag oneindig is, bly binne in jou. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Kan jy dit saam met my sê, ek is 'n tempel van die Heilige Gees? Jy is 'n tempel van God se krag. Jy is gesalf. Jy is geroep.
deur sy genade. Die Here gee die Heilige Gees vir ons vir verskeie tipe redes. Nommer 1, ek gaan vandag deur hulle hardloop, is inwoning en identiteit. Hy is ons inwoner, hy woon in elke gelowige, hy verseël ons saligheid, hy maak ons deel van God se gesin, en bevestig dat ons sy kinders het. My pa het nou Johannes 1 vers 12 gekwoteer. Hy het ons die krag gegee om kinders van God genoem te word. So beteken jy is nooit weggestoot nie. Jy is nie 'n weeskind nie. Hy het jou die krag gegee om 'n kind van God genoem te word. Hy het jou deel gemaak van sy familie. Wat die Engels sê, he gave us power to be called children of God. The spirit of adoption has come us, by whom we cry out, Abba, Father. Tweede werk van die Heilige Gees is vir transformasie en heiligmaking. Hy is ons louteraar, hy kweek Christus se karakter in ons. Hy help ons om sonde te oorwin. Hy vorm ons na die beeld van Christus. Galasiërs 5 vers 22, Romeine 8, 13, 2 Korintiërs 3 vers 18. Die derde doel van die Heilige Gees is hy lei ons en onderrig ons. Hy is ons leraar. Hy lei ons stappe. Hy open die skrif vir ons, wanneer ek die Bybel lees en ek verstaan nie, dan ek vra, Gees van God, help my. Dan leer hy my. Hy openbaar vir my die woord. Hy help ons om te bid, Romeine 8 vers 26 tot 27. Engels sê, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings that cannot be uttered, to pray the perfect will of God over our lives. So wanneer jy die woord bid, en wanneer jy in tale bid, bid jy die gees van, bid jy die perfekte wil van God oor jou. Jy bid in die gees. Hy help jou om te bid. Nommer 5, hy gee vir ons krag en gawes. Hy is ons toerusting. Hy bemagtig ons om te getuig. Weet, soos wat ek deur die Nuwe Testament lees, val deur Markus, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. As Jesus nie wonderwerke gedoen het en siekes genees nie, dink ek nie daar sou baie mense gered geword het nie. Want die Bybel sê, omdat hulle die werke gesien het wat hy doen, het hulle in sy naam geglo. Kerk, ek wil vir ons vra, vir my insluitend vra, doen ons die werke van die Here? As daar iemand siek is in jou familie of by die werk, gaan jy na hulle toe, omdat jy glo jy is vol van die Heilige Gees en sê, in die naam van Jesus, wees genees. Soos wat jy by die diens instap op 'n Sondag, vra jy vir die Heilige Gees, Here, gee vir my 'n woord vir iemand vandag. Jy weet nooit nie, sit iemand in hierdie banke en hulle voel, weet jy wat, as iemand nie vandag vir my 'n woord gee nie, dan sit verby met my. Die Heilige Gees is aan ons gegee om ons te help. Die Heilige Gees is aan ons gegee om die koninkryk van God te bevorder. Maar ons moet gewillig wees. Ons moet honger wees vir die Here. Ons moet sê, Here, gebruik my. Werk deur my. Profeteer deur my. Geef vir my 'n word of knowledge. Werk deur my om siekes te genees. Werk deur my om demone uit te dryf. Ons moet aktiewe Christene wees, vol van krag. En ek dink julle is. Maar kan ons meer honger wees vir die Here? Te sê, Here, ek wil u manifestasie van u krag sien. Laaste ene, funksie van die Heilige Gees is troos en hoop. Hy is ons trooster. Hy staan langs ons, hy vul ons harte met God se liefde. En hy gee blydskap en hoop wat ver bo omstandighede gaan. Hy is ons helper. God with us. Kan ons die oë sluit gou vandag?
jy nou in die slaap raak nie. Heilige Gees, maak ons bewus van die teenwoordigheid, Here. Maak ons bewus van die teenwoordigheid. Sê, hierso is vanoggend en jy sê, ons het klein paar minute oor, ek wil vol wees van die Heilige Gees, ek wil 'n aanraking hê van die Heilige Gees, sal ek jou nooi om asseblief vorentoe te kom. Kom staan hier voor, ek wil vir jou bid vanoggend, en ons vertrou die Here dat hy is so vol met sy Gees. Dat hy jou vol sal maak van die krag van die Gees. Enige iemand. Kan my bietjie druk. As jy voor staan, lig jou hande, fokus op Jesus. In my eie krag kan ek niks vir jou doen nie. Thank you, Lord. Sê, ek het nie vergeet wat jy al vir my gedoen het nie. My hand is op jou, my hand is op jou kinders. Ek onthou alles, elke prys wat jy betaal het, onthou ek. En ek sal jy beloon volgens dit. Father, I pray right now, Lord, for fresh fire to come upon us. In Jesus' name. Thank you. Thank you. Sê, ek hoor elke gebed wat jy bid. Ek sien jou as jy op jou knieë staan en uitroep na my toe. Ek is nie 'n man dat ek kan lieg nie.
Ek sien nie die Here werk in mense se harte vir wie jy bid. Ons goed gebeur wat agter die skerms gebeur wat jy nie sien nie, maar ek werk. Thank you, Lord. Thank you for fresh fire, Lord. Uitroep in die aande na U toe bid ek, Here, dat U self aan ons sal openbaar. Thank you for a fresh fire. Thank you, Jesus. Ek voel ook die Here sê, moenie bekommerd wees nie. Ek is vir jou. Thank you. Dankie, Here. Thank you. Dan ek nog vir jou bid. Kan julle julle hande uitstrek? Toe ek inloop by die kerk, dis die Here moet volbid. Maak uit jou hart op en ontvang van die Here af. Hy is 'n goeie Pa. Heilige Gees. Dankie, ons aanbid U, Vader. Alles wat uit lyn uit is in die liggaam, roep ek in lyn in. Father, I curse the enemy. I curse all forms of infirmity in this body. I bind your works. And Father, right now, Lord, I release your healing power, Lord, over this body in Jesus' name. From the top of her head to the soles of her feet, Father, I call everything into alignment. Pain, I command you, go now. Loosen him. Thank you for a restoration in her body.
Father, I pray that joy will return to her. Laughter. Die las wat sy gedra het, Here, lig nou in Jesus naam. Thank you. Thank you. Ander dit is. As ek nie jou God wat voor jou uitgaan nie. Ja, ek is. Thank you, Lord. Jesus. Thank you. Thank you. Father, I thank you that the work that you started, you will complete. And Lord, I declare, Lord, over our life, before this week is up, Lord, everything will have shifted. Alles sal geskuif het. In Jesus naam. Amen. Dankie, Here. Loof sy wonderlike naam. Kom ons staan en aanbid net vir 'n paar oomblikke die Here. En daar waar jy is, wil jy nie vir hom sê dankie dat hy jou uit die koninkryk van die duisternis uitgehaal het. En die Bybel sê, hy het jou oorgeplaas na die koninkryk van die lig, van die seun van sy liefde. Ons is nie meer vasgevang aan al die dinge wat ons om ons sien gebeur nie. Ons is in 'n ander realm. Ons is in 'n ander koninkryk. Ja, ons is op die aarde, maar ons is lankal nie van die aarde nie. Hy het my nuut gemaak. Is jy nuut gemaak? Kan jy daar waar jy staan jou hande oplig en net in jou eie stem vir die Here sê, Here, baie dankie dat U my nuut gemaak het. Dankie Hemelse Vader dat U my uitgehaal het. Dankie dat ons in 'n ander koninkryk van krag is. Dankie dat U, Here, nie net aan ons krag gegee het nie, maar ook autoriteit. En hierdie autoriteit is in die naam van Jesus Christus, die Here, hy wat is en was en sal wees, die lewende hoop. Aan wie toe kom alle eer, aan wie toe kom alle aanbidding, die naam bo alle name, Here. Dankie Jesus dat ons U ken, dankie dat U in ons harte leef. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, kan ek my gees nie na julle stuur nie, maar as ek weggaan, sal ek my gees na julle stuur, en hy sal in julle inkom woon, en hy sal julle leer en lei in die volle waarheid, en julle sal my leer ken in die krag van my opstanding. Sal U vanmôre, Here, elke persoon net seën en sal U net U genade, Here, oor hulle uitstort en hierdie woord in hulle ore laat weer klank. Here, dat ons het vandag die autoriteit. Ons is uitgehaal uit die omstandighede van hierdie wêreld. Ja, ons mag dinge beleef. Ons mag die storms van die lewe ervaar, maar ons is meer as dit in Jesus se naam. Staan stil by ons, Here, in hierdie week wat voor lê, in elke hart, en bereik U net U doel. Dankie Here vir die woord wat uitgegaan het. Dankie dat U vir Regard geseën het. Dankie vir elke gebed. Ek wil bid vir die genesings waar daar genesing is, Here, in hierdie oomblikke. En Hemelse Vader, daar waar daar 'n deursettingsvermoë by mense is om dikwels onderdruk te word om hier te kan wees en tog is hulle hier, Here. Wil ek vir U sê dankie daarvoor, Jesus. Ons eer U daarvoor. Dink aan almal, Hemelse Vader, wat vanoggend dalk siek is in die gemeente, wat nie hier kan wees nie, wil U nie stil staan by hulle nie. Here, in die tweede diens wil ek bid, dat die salwing van God net sal vloei, in Jesus se naam. Ons eer U daarvoor, Vader. Ons prys U, Jesus. Die volk van die Here sê amen. Gaan in sy vrede en sy liefde, die Here seën vir julle. Kom ons gee vir Regard 'n hartelike hande klap.